Gerda vandag se vraag is: hoe bou 'n mens weer energie na emosionele uitputting? Nou wil ek onmiddellik jy moet net vir ons identifiseer wat tel is emosionele uitputting. Lise, emosionele uitputting vind enige tyd plaas wanneer jy deur 'n stresvolle tydperk gegaan het. En dit kan 'n fisiologiese stresvolle tydperk of 'n psigiese stresvolle tydperk wees, waar jou emosies amper afgestomp, afgeplat word en jy aanvanklik dalk groot emosies gevoel het, maar nou by 'n plek is waar jy amper anedonie nie beleef, jy voel nie vreugde nie, jy voel niks meer nie, jy voel apaties teenoor die lewe. So dit is 'n tipe van 'n uitbranding wat na 'n tydperk van intense stres kan gebeur. En ek dink dat baie van ons as sielkundiges sal kan sê dat na ons opleiding het ons 'n tydperk van emosionele uitputting beleef, omdat dit so intensief is en omdat daar soveel emosionele verandering is waardeur ons gaan. So vir meeste sielkundiges is dit nie 'n vreemde verskynsel nie. En dit is ongelooflik belangrik dat 'n mens kyk na die 3 verskillende faktore of 4 verskillende faktore eintlik, wat jy nou kan kyk om dit aan te spreek en om dit net weer op te bou, sodat jy weer by 'n punt kan kom waar jy toepaslike emosies beleef. Ek sê altyd ons moenie dink die punt is om nie emosies te beleef nie of om net aangename emosies te beleef nie. Die punt van emosionele gesondheid is om toepaslike emosies te beleef vir wat ook al voor ons gesit word. Ek weet nie altyd seker wat toepaslike emosies is nie. Bedoel jy met ander woorde, kyk aan, hè, dit selfs bedoel jy so as jy in 'n frustrerende konteks is om te weet dit is frustrerend, jy hoef nie kwaad te raak nie as jy want ek dink baie keer mense raak angstig omdat hulle voel ek is nie seker wat is 'n toepaslike emosie vir 'n sekere situasie nie, nou gaan ek verkeerd reageer en dan beteken dit daar's iets verkeerd met my. Dit is die trappies van vergelyking. Ja, 100%. Lise, dit is wanneer jy wil sê 'n emosie voel wat nie toepaslik is vir die oomblik nie. Byvoorbeeld, kom ons sê jy het fantastiese wonderlike nuus by die werk gekry, jy gaan 'n promosie kry en bevorder word tot hierdie splinkende rol waar jy nog altyd het en jy voel 'n ontsettende hoë vlak van angstigheid daaroor. Nou 'n mate van angstigheid sal oukei wees, maar as jy glad nie vreugde voel en jy voel net angs, dan is dit nie 'n toepaslike emosionele reaksie nie. Of jou maat vra of jy om te trou en in plaas daarvan om bly te voel, voel jy niks. Jy weet, so ek dink baie mense voel ek wil net sê misplaaste emosies, ontoepaslike emosies. Maar daar is tye wanneer dit heeltemal 100% toepaslik is om ongemaklike emosies te voel. Lise, as jy iemand aan die dood afstaan en jy's hartseer, dis 'n toepaslike emosie. As jy deur 'n egbreek gaan en jy voel verneder en jy voel skaam en jy voel hartseer en kwaad, dis 'n toepaslike emosie. Jy weet, maar as jy byvoorbeeld in die ry van motors sit wat nou moet afdraai by die winkelsentrum en die persoon voor jou ry 'n bietjie stadig en jy klim uit met jou bofbal golf en jy slaan sy kar uitstukkend uit frustrasie en woede uit. Dit is 'n ontoepaslike emosie vir die konteks. Dis 'n te groot emosie vir die klein frustrasie. So 'n toepaslike emosie sê daar is 'n ruimte vir elke emosie om gevoel te word. Emosies is net emosies, maar pas dit by die konteks van wat jy nou moet doen. En dit gaan sodat jy nie te negatiewe emosies beleef wanneer dit 'n klein dingetjie is nie, maar ook dat jy die toepaslike vreugde en blydskap en hoop ook kan voel wanneer dit voor jou deur moet kom. Nou, ons gaan nou weer terug, dankie daarvoor. Ons gaan terug na emosionele uitputting. Nou om energie terug te kry. Energie is 'n baie belangrike woord wanneer dit kom by ons fisieke en emosionele wese en wel en nie wel stand nie. So, hoe sal mens dan nou weer energie terugkry? Want dit sal jou energie heeltemal uitput. Lise, so die eerste plek waar ek altyd begin met kliënte wat met emosionele uitputting by my kom, is om hulle na hulle huisdokter te verwys vir 'n volledige paneel bloedtoetse. Want tye van hoër stres put ook sekere van ons vitamiene en minerale in ons liggaam uit. Ons liggaam gebruik dood meer daarvan. Nou van hulle herstel vinnig, byvoorbeeld jou B-vitamiene, as jy genoeg daarvan inkry, dit herstel verskriklik vinnig. Maar ander vat langer. Ons weet dat tydperke van spanning ook meer ysterreserwes kan uitput. En as jou ysterreserwes uitgeput is, het jou liggaam fisies nie die vermoë om genoeg hemoglobien te vervaardig om die suurstof reg deur jou liggaam te vervoer nie. So jy voel moer. Dit is moeite om by 'n stel trappe op te klim. Dit is vir jou moeilik om van punt A na punt B te loop. Ons weet ook dat langtermyn stres
kan ook lei daartoe dat jy hormonale veranderinge kan beleef. Enige ietsie van kortisol wat te hoog raak of te laag raak, of selfs steroïdveranderinge. So dit is belangrik dat 'n mens, wanneer jy kyk na die behandeling van uitputting, altyd 'n goeie paneel bloede kyk om te kyk waar kan 'n mens kwaliteit aanvullings gebruik om die liggaam te ondersteun in hierdie herstelproses. So dit is die eerste aspek wat ek dink nie nagelaat moet word nie. Goed, jy moet jou liggaam na kyk. Dan is dit ook belangrik om te kyk na hoe lyk jou dieet. Nou gewoonlik in tye van stres en spanning is ons geneig om ons dieet 'n bietjie minder aandag aan te gee. En dit kan wees dat jy dalk meer geriefskos geëet het as wat jy sou wou. Minder groente, minder rooi vleis, minder goeie proteïene. En dit kan ook dan daartoe lei dat jou liggaam begin slegter dinge metaboliseer, dat jou hele gestel stadiger raak. So jy moet daardie faktore in ag neem. Wat is die vitamiene tekorte en dan ook waar is daar gapings in jou dieet? En die idee van kos is so interessant. Ons almal sal kan saamstem dat in tye van stres en spanning, of ek kan hiermee saamstem, dan is ek meer geneig om te gaan vir kosse wat hoër is in vinnig beskikbare suikers. So ek sal in my spens gaan staan en dink, waar steek my man die sjokolade weg? Het dit nodig? Of die kinders se ontbytgraankos, jy weet, 'n handvol daarvan gryp en dit net gou eet om my tydelik net 'n bietjie van 'n verhoging in bloedsuikervlakke te gee om 'n bietjie beter te voel. Nou ek dink nie so kognitief daaroor nie. Ek weet net dit proe lekker en ek gaan vir so 10 minute baie lekker voel as ek dit geëet het. Maar dit is nie volhoubaar nie. Jy weet, ons moet op 'n stadium sê, trek die streep, eet weer vir volhoubare energie. En 'n lae GI dieet is baie goed daarvoor. En sy lae glisemiese indeks eet, waar jou suiker, bloedsuikervlakke eintlik oor die lang termyn stabiel bly. Jy sit jou liggaam onder baie minder stres, baie belangrik om energie volhoubaar te hê. Dan is dit ook belangrik om te kyk na jou leefstyl en die gewoontes wat jy het. Goed. Hier is 'n hele klomp dinge, Lisa, maar slaap jy genoeg? As ons daar kan begin. En met slaap jy genoeg, het jy goeie kwaliteit slaap. Jy dis een ding om vir 10 ure in jou bed te lê en deur die aand 7 keer wakker te word. En dit is 'n ander ding om vir 7 ure goed te slaap en diep te slaap en jou liggaam goed uitgerus te voel. Hoe voel jy as jy wakker word? Nou ons weet dat tye van hoë emosionele stres ook jou slaapkwaliteit kan impakteer en dit kan daartoe lei dat jy miskien moeg wakker word, dat jy voel, oeg, jy weet, my brein is nou soveel ure in die bed spandeer, maar my brein voel nog bietjie of daar watte in hom is. So belangrik dat jy jou slaapkwaliteit ondersoek en veranderinge daaraan bring. En ook kyk na ander gewoontes. Het jy dalk meer begin rook? Het jy dalk 'n groter nikotienafhanklikheid as van tevore? Het jy dalk meer alkohol gebruik as van tevore? Het jou liggaam begin om deur 'n hartedetoksifiseringsproses te gaan omdat jy meer van hierdie tipe stowwe daarin sit? En om te kyk of daar van hierdie gewoontes is wat jy dalk kan verminder. Nie noodwendig heeltemal wegneem nie, maar ten minste begin verminder. Dan Lisa, beweging. Ek dink beweging is een van die mees onderskatte intervensies as dit kom by emosionele uitputting. En tog sê ons vir onsself, ek is te moeg om te beweeg. Maar studie op studie wys vir ons dat beweging, matige beweging, 30 minute 'n dag van eenvoudige stap kan lei tot 'n verhoging in jou liggaam se ervaring van energie. Maar wat die studies ook wys, is dat dit wanneer dit konstant toegepas word, oor die tydperk van 'n maand of so, begin daar veranderinge in die mitokondrium in jou selle plaasvind. Dat die mitokondrium, vir die wat nie weet nie, is soos die engine kamertjies in jou liggaam se selle. Dis waar hy energie omskakel en hy maak dan daar basies die energie wat jou selletjies nodig het om te leef. So wanneer jy begin oefen, begin daar die mitokondriale funksie verbeter en maak jou liggaam meer energie en is hy meer in staat om die beskikbare energie te gebruik. So die gevolg is, jy voel baie meer energie, jy voel baie beter. En dit is so belangrik om te sê, dat hierdie oefening hoef nie 3 keer 'n week gym toe te gaan nie. Dit kan net 30 minute se intentionele stap elke dag wees. Saam met dit, as mens kyk na daardie intentionaliteit van beweging, is dit ook om te kyk, is daar iets wat jy doen wat net vir jou lekker is om te doen? En om oomblikke daarvan te skep wat goed is vir jou. En ek praat nie van enigiets wat aan 'n skerm verbind is hierso nie. So dit is nie sosiale media nie en dit is nie reeks te kyk op Netflix nie. Dit is om dalk ietsie te doen soos handwerk of om te verf of om kos te kook wat weer kruie en geure en so voort het.
of om 'n laai uit te sorteer. Iets wat vir jou bietjie van 'n praktiese liggaamsding gee. Nou wat gebeur in die liggaam wanneer ons deur stappe gaan en wat gebeur in die brein wanneer ons hierdie goed doen? Is daar gebeur 'n reorganisering van die bane in die brein. En dit is, maak my eintlik so opgewonde, Lise, want dit is deel van neuroplastisiteit om dinge te doen wat orde skep, wat ritme het, wat patroon het, wat voorspelbaar is. Begin in die liggaam ritme programmeer en kodeer. En dan begin 'n mens by 'n punt kom waar jy kan sê, okay, wag. Ek weet wat kom volgende. Hier is voorspelbaarheid en die liggaam interpreteer dit dan as veiligheid. So ek sê altyd vir mense, as jy nie weet waar om te begin nie, kies een laai en sorteer dit een laai uit en kyk hoe voel jy wanneer dit gedoen is. Kies die laai met die minste moontlike emosionele verbintenisse, so nie daai laai waarin al die sentimentele goedjies lê nie. Kies die laai waar jy nie iets voel nie, jy kan weggooi, dit is okay. Pak die goed reg, skuif dit rond, doen net dit. En kyk wat gebeur, let dit op hoe skuif dit jou belewenis van jouself en van jou vermoë om dinge gedoen te kry, deur net dit te doen. So, stokperdjies en tyd af is 'n belangrike deel van die behandeling van emosionele uitputting. En dan lees jy natuurlik om te kyk, wat was die bron daarvan? En kan jy aan die bron daarvan verander? Kan jy jou werkstres anders benader? Kan jy verhoudingsstres bietjie deur 'n ander lens aanskou? Het jy nodig om deur 'n terapeutiese proses te gaan? Vir party mense is die antwoord ja, en vir party mense is dit nie nodig nie. So weet ook, wanneer moet jy gaan vir terapie, wanneer moet jy nie gaan vir terapie nie, en kry ook net iewers 'n plek waar jy kan klank word, as jy voel terapie is nie vir jou nie, weet, 'n dominee of 'n vriendin of wie ook al. Maar hê 'n plek waar jy kan klank word en kan veilig voel, sonder oordeel, om net bietjie te praat oor die dinge wat tot hierdie uitbranding en emosionele stres gelei het.